Nou vriende, goeiemôre. Ons wil u vanmôre op hierdie Vrydagmôre groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons vertrou dat u sommer 'n baie goeie en 'n geseënde week gehad het. Ek vertrou dat u 'n getuie was vir die Here en kosbare siele met die waarheid van God se woord te kon bedien. En ag, die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook vanmôre ryklik sal seën as ons gaan kyk na die gedagte daar uit Jeremia 17:7, geseënd is die man wat op die Here vertrou. Nou vriende, as ons kyk na die boek Jeremia, dan sien ons dat Jeremia bekend staan as die wenende profeet. Nou, as ons kyk na Jeremia en ook die boek Klaagliedere wat geskryf is deur Jeremia, sien ons dat Jeremia geweldig baie geween het oor die volk Israel, oor hulle sonde, oor hulle boosheid, oor hulle ongeregtighede. Hierdie volk was bekend gewees vir hulle hoerery, was bekend gewees vir hulle leuns, hulle afgodediens. Ag vriende, daar was soveel dinge wat aangegaan het in die tyd van Jeremia, dat ons amper onsself kan indink daarin, want dieselfde goed wat daai tyd gebeur het, gebeur ook vandag. As u die boek Jeremia gaan lees, sal u sien dat die leiers van die volk oneerbaar was, omkoopgeskenke was aanvaar gewees. Die volk het regtig weggesink in elende en in sonde, net soos ons volk vandag wegsink in sonde en elende. Nou, daar was baie van hierdie omkoopgeskenke wat gegee was, en mense het eintlik God probeer 'n rad voor die oë draai. Hulle het gedink dat die Here nie sien nie. En Jeremia kom in die 17de hoofstuk en hy sê die sonde van Juda is geskrywe met 'n ystergriffel, met 'n diamantpunt. Dit is gegrif op die tafel van hulle hart en op die horings van julle altare. Telkens as hulle kinders aan hulle altare dink en aan hulle heilige boomstamme by die groen bome op die hoë heuwels. Die gedagte van dat hierdie volk se sonde was, vriende, so diep gewortel in hulle, dat hulle eintlik verblind geraak het vir dit wat God se profeet vir hulle wou sê. Die waarskuwings wat aan hulle deurgekommunikeer het. Nou kom Jeremia en hy kom bring die volk by 'n punt uit waar hulle moet besef dat net die Here vertrou kan word. Hy sê in vers 5, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en die vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Hier wil die Here nie vir ons kom sê ons mag geen mens vertrou nie, verseker nie. Dit sal absoluut lynreg wees teen die broederskap beginsel in die Bybel. Maar hier kom die Bybel eenvoudig in. Jeremia kom sê vir die volk, julle vertrou so op mekaar en julle koop mekaar om en julle probeer vir mekaar so 'n bietjie skerm. Maar as 'n God in die hemel wat julle sien, en een of ander tyd sal hierdie onregmatige en onregverdige verhoudinge en sogenaamde broederskap eintlik tot niet gaan wanneer mense mekaar begin verraai en mekaar begin te nakom. Hy sê vir hulle, want die gedagte hierso, vervloek is die man wat op die mens vertrou en die vlees die arm van vlees sy vertroue maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Jy sien, daar is die beginsel. En nou vers 6 sê, so iemand, hy sal wees soos 'n kaalbos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakerige en onbewoonde land. So die kontras word nou gestel. 'n Man wat sy vertroue in mense stel, in die arm van vlees, in sonde, in allerlei boosheid, is die man wat teleurgestel gaan word. Jy sien, wêreldse vriende hou net vir 'n tydjie. Vir 'n kort tydjie dan los hulle jou ook. Wêreldse vriende kom en hulle gaan. Wêreldse vriende is baie keer ingestel op wat het jy, wat kan jy vir hulle gee, en as daar niks meer is nie, dan verlaat hulle jou. En die Bybel sê, so 'n man wat die Here verlaat en op mense vertrou en sy vreugde en blydskap in mense vind, is eintlik 'n dwaas. Want die volgende 2 verse is die verse waarby ek wil stil staan. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is. Met ander woorde, dis 'n man wat sy vertroue in die Here stel vir sy redding. Dis 'n man wat sy vertroue in die Here stel as dit kom by 'n huweliksmaat, as dit kom, vriende, by vriende, wanneer dit kom by 'n kerk, by 'n gemeente, wanneer dit kom by die samesyn van gelowiges. Dis iemand wat eintlik, soos hierdie lied wat ons gister hanteer het, sê, Here, meer heiligheid gee my. Here, meer dankbaarheid gee my, meer reinheid gee my. 'n Man wat eintlik sê, Here, U moet my alles in my lewe wees. Elke dag se lewe in die lig van God se heiligheid. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. Vertrou die Here in my besluitneming. Vertrou die Here in my daaglikse omgang met mense. Vertrou in hierdie God van Abraham, Isak en Jakob om my te lei na waters waar rus is. Vers 8 sê, hoor nou die kontras tussen die vers 5 en 6 en 7 en 8. Die man wat op die Here vertrou sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen
en in die jare van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Ag vriende, sien jy die kontras? Die man wat sy vertroue in mense stel teenoor die man wat sy vertroue in God stel. Die een is soos 'n woestyn en 'n wildernis, die ander een is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En my vraag vanmôre vir jou is, in wie stel jy jou vertroue? As jy vanmôre eerlik moet wees, as jy sê, ek stel my vertroue in God, hoeveel tyd spandeer jy aan hom? Is daar tye van gebed, lees van die woord, die besoek van sy huis, die omgang met sy kinders, hierdie vaste vertroue dat die God aan wie ek behoort, is die God wat my veilig in sy heerlikheid sal aanbring? Ek wil jou vra dat jy sal sien, die kontras is baie duidelik. En dan kom vers 9, want baie mense sê, nee, my vertroue is in die Here. Gerard, moet jy nie worry nie. My vertroue is in die Here. Ek vertrou hom in alles wat ek doen. Ek het nie regtig tyd om sy Bybel te lees nie. Ek het nie regtig tyd vir sy huis nie. Ek het nie regtig tyd vir die ander goed nie, maar my vertroue is in hom. Dan wil ek hier net waarsku wat vers 9 sê en vers 10. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? So Jeremia kom sê vir die volk, julle almal reken julle vertroue is op die Here, maar ek sien en God het vir my geopenbaar om aan julle te deel dat julle vertroue eintlik in mense is, en julle sonde en julle omgang met ander mense en hierdie omkoopgeskenke en al die goed wat gebeur. Maar ek wil vir julle sê, pas op vir julle bedrieglike harte. Want daar is een wat julle harte ken, want die vers sluit af, wie kan dit ken? Vers 10 antwoord dit. Ek die Here deursoek die hart. Ek toets die niere om aan elkeen te gee na sy wee, hoor nou, volgens die vrug van sy handelinge. So Jeremia sê vir hierdie volk, moenie julle self bedrieg nie. As julle sê julle vertrou is in God, kyk na julle harte, kyk na julle wandel, kyk na julle lewe, kyk na julle tydspandering, kyk na hoe julle omgang met ander mense. Is God die sentrale punt in jou lewe? En ag vriende, dis noodsaaklik dat ek ook vanmôre hierdie toets sal skryf. Dat ons sal sien of ons sal deurkom op grond van God se standaarde en dit wat hy in sy woord geopenbaar het. As ek my vertroue in die vlees stel, in die mens stel, en ek probeer mense beïndruk, en ek probeer by mense guns wen, sê die Bybel, sal ek word soos 'n kaal bos. Aanvanklik sal dit miskien goed gaan, maar met tyd sal ek die bedrieglikheid van die mense hart aanskou. Maar iemand wat op die Here vertrou, ja, daar is tye van stryd, hy praat van die hitte wat kom, hy praat van die tye wat miskien moeilik gaan wees en die stroom wat gaan vloei teen hierdie boom, maar die Bybel sê selfs in die droogte sal hy nie besorgd wees nie. Hy sal nie ophou om vrug te dra nie. Ek vra jou vanmôre, dat u en ek ons bedrieglike harte onder die soeklig van God se woord sal plaas, en sal vra, vertrou ek op mense of vertrou ek op die Here? As jy vanmôre by die antwoord uitkom, Bybels, eerlik, en jou vertroue is miskien meer in mense as in die Here, dan pleit ek jou. Gaan op jou knie en sê, Here, vergewe my en help my, dat my vertroue in die eerste plek sal wees op u, en dat dit sal uitvloei na mense om my. Want die Bybel sê vir ons in die boek Spreuke, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun op jou eie insig. Die ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Die Christelike lewe is eintlik so eenvoudig. En vriende, tog maak ons dit so gekompliseerd, omdat ons nie tyd spandeer met hierdie God, wat homself hierdie blaaie van die Bybel in ons openbaar nie. Mag u ek genade vind, en vir u wat vanmôre in vaste vertroue, getrou aan die Here daagliks, u oë vestig op hom, mag die Here u seën, sodat u meer vrug sal dra, tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dagie verder, en mooi naweek, sien mekaar Sondag as die Here ons spaar. Tada.